Het julle gehoor, Disney gaan hierdie jaar 'n lewende aksieverwerking van Snow White uitbring. En om eerlik te wees, ek kan nie wag nie. Dit is nie die enigste fliek wat hulle omskep in 'n lewende aksieverwerking nie. Hulle gaan Lilo en Stitch ook in Mei vrylaat. Kan julle op 'n keer van 'n hele vroulike flieks? Het julle al die nuwe Mufasa fliek gesien? Ag asseblief Ron, die lewende aksieverwerking van The Little Mermaid was 10 keer beter. My voorstel vir hierdie jaar se groep uitstappies is om al die nuwe lewende aksieverwerkings te gaan kyk. En hier is ons probleem, van meer as 10 flieks wat Disney in die volgende 2 jaar gaan uitbring, is nie almal 'n splinternuwe storie met nuwe karakters nie. Dit is almal ou flieks wat net nuwe baadjies of voorsette van bestaande reeks soos Toy Story 5. Nou, wie se skuld is dit, Caitlin? Dit is natuurlik ons as kykers se skuld. Ons klou vas aan die nostalgie en standvastigheid. Ek het navorsing gedoen om julle te oortuig dat ons as kykers die probleem in die modernisering van Disney is. Voorsitter. My standpunt aan die hand van die volgende oortuigings bewys dat ons as kykers die persone is wat in die vernuwing van Disney steek. Eerst aan die beurt is Ron met sy standpunt. Dat die manlike rol in Disney met meer substansie geskryf moet word. Tweedens is Tanya met haar standpunt. 'n Disney-prinses is al wat almal wil wees. En laastens is Zoanay met haar standpunt. Dat klassieke Disney nie nuwe kykers lok nie. So Ron, waarom is die manlike rolle so onderontwikkel in Disney flieks? Wel, Caitlin, hierdie siening dat die manlike rol in Disney met meer substansie geskryf moet word, het 3 hoofpunte. Eerstens, marknavorsing en aannames. Tweedens, sosiale en kulturele norme. En laastens, veelvlakkige storielyne. Om mee te begin bewys marknavorsing en Disney-kykers se voorkeur dat ons steeds die tradisionele manlike rolle verkies. Aantreklik, Charmant en aksiegedrewe. Disney weet dat hierdie tipe rolle kykers lok en dus 'n inkomste verseker. Volgens die besigheidsontwikkelaar Daniel Ferreira in sy artikel Walt Disney Marketing Strategy, gepubliseer op www.businessmodelanalyst.com op 21 Januarie 2025. Geskryf dat dit eintlik baie logies is dat Disney hierdie patroon volg, want dit wat dit bekend is, sal ons as kykers oor en oor wil kyk. Daar sal dan geen teleurstelling wees nie. Dink nie. 'n Paar minute gelede was ons almal opgewonde oor die vooruitsig van die lewende aksieverwerking. Hierdie bring my na my tweede standpunt: sosiale en kulturele norme. Dit is nie altyd maklik om nuwe karakters te skep wat inpas by die verskeie kulturele verwagtinge van 'n wêreldwye gehoor nie. Daarom wil Disney nie hul huidige gehoor verloor met 'n drastiese verandering in hul ikoniese manlike karakters nie. Volgens die filmkritikus Lindsay Press bevestig dit in haar artikel The Most Common Storylines in Disney Movies, gepubliseer op www.movieweb.com op 13 November 2024. dit bewys weer as ons as kykers nie 'n verandering in karakters wil hê nie. Wel, ek wil nou nie anders wees as die res van die wêreld nie, Caitlin. Maar ek soek intelligensie wanneer dit kom by aantreklike held. Tanya, die probleem met jou stelling is dat ons nie te lank kan of wil wag vir die bekendstelling van 'n nuwe animasiefliek nie. Dit het tot gevolg dat die skrywers by die ou bekendes bly. Hulle wil nie hul kykertaal verloor weens 'n drastiese verandering in hul ikoniese manlike karakters nie. Dit bring my na my laaste rede, waarom ek sê dat ons, die kykers, nie 'n vernuwing in die Disney karakters wil hê nie. Ons is te hastig vir veelvlakkige storielyne. Die ontwikkeling van 'n karakter, en veral meer as een, neem baie tyd. Tyd wat ons as kykers nie altyd wil wag nie. Volgens die artikel How Long Does It Take to Make a Movie? Everything You Need to Know, gepubliseer deur die Nashville Film Institute vir hul akademiese jaar 2025, neem dit 3 tot 5 jaar om 'n nuwe animasiefliek vry te stel. 3 tot 5 jaar is dit hoekom die manlike karakters in Disney flieks almal dieselfde eienskappe het. Ja, dit is een van die redes. Nog 'n rede is die hoë koste en tyd wat dit neem om 'n animasiefliek te vervaardig en te patenteer. Disney plaas hul geld eerder in 'n ander vorme van ontwikkeling as om nuwe karakters te skep wat moontlik nie aan klank by kykers sal vind nie. Dankie Ron. Wie sou ooit kon dink dat tradisie die vernuwing in Disney flieks steek? Volgende aan die beurt is Tanya met haar standpunt oor die beeld van Disney prinsesse. Om my standpunt te verwys ek na Retecraft 2. In een van die tonele konfronteer al die Disney prinsesse vir Vanellope en Rapunzel vra die vraag: Is daar 'n sterk man wat dink hy kan al jou probleme oplos? Vanellope antwoord ja
En net daar bewys sy aan al die Disney prinsesse dat sy 'n ware prinses is. Om eerlik te wees, dink ek baie meisies gebruik ook die vergelyking om te bepaal of hulle prinsesse vir hulle kerels is. Maar ek soek nie 'n hopelose prinses nie. Dit mag waar wees, Ronay. En Roan, meeste mans dink nie soos jy nie. En dit is vir alles begin. Die tradisionele rolle van Disney. Een van die redes hiervoor is die gebrek aan diversiteit agter die skerms. Die gebrek aan diversiteit in die skryf- en regisiespanne kan lei tot minder diverse vroulike karakters. Kom ons is eerlik. Selfs in vandag se tyd waar vroue verskillende rolle in die werksmag bekleed, is daar steeds 'n beperking tot aanstelling van vroulike skrywers by Disney. Volgens die joernalis Natalie Holt in 'n artikel The Forgotten Women Who Helped Shape Disney Animations, gepubliseer op www.type.com op 22 November 2021, is dit steeds 'n probleem. Tweedens word daar verwys na kreatiewe risiko's. Die skepping van nuwe en komplekse vroulike karakters vereis kreatiewe risiko's. Filmmakers kan soms huiwerig wees om hierdie risiko's te neem, veral as hulle nie seker is van die kommersiële sukses nie. Met ander woorde, gaan ons as kykers van die nuwe karakter hou en aanklank by hulle vind? Wel, ek sal graag 'n Disney fliek wil sien waar die manlike held nie 'n prins is of een word. Ek stem saam met jou, Roan. Nie alle prinsesse word 'n prins nie. Dit word ook genoem in die artikel Why Hollywood Won't Take More Risks with Strong Female Characters deur Emily Cotet op www.inverse.com op 19 Augustus 2022. Dis is daar weer onsekerheid by die kykers van Disney flieks wat keer dat vernuwing plaasvind. Ons sê ons soek nuwe karakters, maar is soms nog te geheg aan die ou bekende rolle van prinsesse. Ons as kykers verkies die hopelose prinses en die held wat al ons probleme gaan oplos. Daar is 'n sekere aantrekking in die uitbeelding van 'n ou karakter in 'n nuwe beeld, soos hulle nou die flieks uit die 1900, soos Snow White en The Lion King, in 'n lewende aksie verwerking herskryf. En daar gee my laaste punt. En dit is dat ons sekere verwagtinge van franchises het. Franchises het dikwels vestigde karakters en formules wat moeilik is om te verander sonder om aanhangers te leer te stel. Dit kan veroorsaak dat vroulike karakters minder ontwikkeling ondergaan. Op die oppervlak mag dit lyk asof Snow White en Nala 'n nuwe moderne beeld het, maar is dit in die werklikheid regtig so? Dis is ons as kykers die probleem met vernuwing van Disney karakters. Dankie, Tanya. Dit is ons as kykers die persone wat 'n stokkie vir die vernuwing van die vroulike karakters in Disney steek. Net weer bewyse. Volgende weer is Ronay met haar standpunt dat Disney, klassieke Disney, nie nuwe kykers lok nie. Dankie, Kaitlyn. My drie standpunte is, daar word nie genoeg flieks vinnig genoeg vrygestel nie. Mededringers bied meer animasieflieks aan en kykers verkies nuwe animasie met beter kwaliteit oor die lewende aksieverwerkings van ou Disney flieks. Eerstens is een van Disney se grootste uitdagings die opkoms van mededringers, soos Netflix, Amazon Prime en DreamWorks. Hierdie platforms bied nie net 'n wye verskeidenheid van animasieflieks en reekse aan nie, maar hulle eksperimenteer ook met nuwe tegnieke en vars storielyn wat meer by moderne gehore aanklank vind. 'n Voorbeeld hiervan is Netflix se Arcadian, wat visueel verstommend is en 'n komplekse storielyn het wat beide kinders en volwassenes boei. Intussen hou Disney steeds vas aan hulle ou suksesformules, wat beteken dat hulle sukkel om dieselfde vlak van kreatiwiteit en innovasie te bied. Alhoewel Disney die laaste 25 jaar probeer het om nuwe animasieflieks te produseer, volgens die webwerf www.imdb onder die opskrif Modern Animated Movies in the 21st Century, geplaas op 21 Februarie 2025, is hulle nie meer so gewild soos hulle ou flieks nie, en julle sal nie eers 8 van hulle nuwe flieks kan noem. Moana, Tango, Tarzan, Sleeping Beauty, Aladdin, Mulan, ek kan nie glo julle kon nie eers een van hulle nuwe animasieflieks noem nie. 'n tweede faktor is animasietegnologie. Studios soos Pixar, Sony Animation en DreamWorks het Disney al verbygesteek in die terme van kwaliteit. 'n Goeie voorbeeld hiervan is Spider-Man Into the Spider-Verse, wat die standaard van animasie dramaties verhoog het deur unieke visuele style te gebruik.
Daarteenoor word Disney se lewende aksieverwerking soms gekritiseer vir hulle gebrek aan kwaliteit en 'n manier waarop hulle soms gevoelens en emosie verloor in die oorgang van animasie na werklike akteurs. 'n Studie wat in 2024 op Screen Rant gepubliseer is, wys dat 70% van die gehore eerder 'n nuwe animasiefliek verkies oor die lewende aksieverwerking van 'n ou Disney fliek. Uiteindelik is dit ons as kykers wat bepaal watter rigting Disney inslaan. Solank as wat ons aanhou geld spandeer op lewende aksieverwerkings en bekende franchises, sal Disney nie die risiko neem om heeltemal nuwe stories te ontwikkel nie. Die finansiële risiko is eenvoudig te groot. So beweer Ethan Patel in sy e-boek Netflix vs Disney, uitgegee deur PubLive op 12 Februarie 2025. Ek is bereid om enige bedrag geld te betaal om 'n nuwe animasiefliek te sien waar die manlike held nie net 'n prins is. Ja, ek stem aan. As ons werklik vars en oorspronklike flieks wil sien, moet ons bereid wees om nuwe stories te ondersteun en nie net vas te klou aan die nostalgie van ou Disney flieks nie. My laaste faktor is die sukses van Disney se lewende aksieverwerkings is gegrond op nostalgie. En die hoop dat dieselfde gevoelens en emosie gaan aanwakker by die kykers soos die oorspronklike fliek. Dis is ons as kykers die bepalende faktor in die sukses of mislukking van Disney flieks. Dankie Swanay. Ek glo dat jy saam met ons as van dat ons as Disney kykers die grootste rem op die vooruitgang van meer moderne Disney steek. Te dank aan Rowan met sy standpunt. Dat die manlike rol in Disney met meer substansie geskryf moet word. Ek weet sommer dat elke man daar buite saam met jou sal stem, Rowan. Te dank aan Tanya met haar standpunt. 'n Disney prinses is al wat almal wil wees. Ja, ek wil nog altyd 'n Disney prinses gewees het, maar nie 'n hopelose prinses nie. Te dank aan Swanay met haar standpunt. Dat klassieke Disney nie nuwe kykers lok nie. Ek persoonlik verkies die animasieflieks bo die lewende aksieverwerking. Ons as kykers is die fliek en Disney se vooruitgang.